Goeienaand en baie dankie dat jy ingeskakel het om na hierdie aandoordenking te luister. Ons het aan die einde gekom van Pinksterdag, Pinkstersondag. Alles het gegaan oor die uitstorting van die Heilige Gees en daardie woorde om met vars olie gesalf te word. Daardie kragtige olie van die Heilige Gees in ons lewens, waarsonder ons nie kan klaarkom nie. Jesus self het hierdie woorde uitgespreek waarvan ons lees in Handelinge 1 vers 8. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Die woordjie krag wat die Here hier gebruik, julle sal krag ontvang, is die Griekse woordjie dunamis, wat beteken inherente krag. Met ander woorde, krag waarmee hy ons vul, ons harte, ons denke, sodat ons hele optrede as mens anders kan wees as die hele wêreld om ons. Ek weet in die Ou Testamentiese tye, wanneer 'n pasiënt sy dokter besoek omdat hy seer spiere of gewrigte gehad het, het die geneesheer olie op sy eie hande gegooi en dit diep in die seer spiere en gewrigte van sy pasiënt begin vryf. Daardie deurdringende toediening van olie was baie gewild en was bekend as 'n wonderwerkende behandeling. Die Hebreëse woord vir hierdie tipe behandeling is balal, wat die diep insmeer of vryf van olie op 'n individu aangedui het. Dawid het hierdie metafoor, die vryf van olie op seer spiere, in die volgende teks gebruik. Psalm 92 vers 10. U maak my so sterk soos 'n jong buffel. Ek is met vars olie gesalf. Hierdie salwing waarvan Dawid praat, dui op die wonderwerkende teenwoordigheid van God in jou lewe. Hierdie balal is wat die Jode van al die ander nasies afgesonder het of anders gemaak het, soos wat die salwende krag van die Heilige Gees in ons ook afsonder om anders te wees as die hele wêreld. Balal was dit wat die profete die inspirasie gegee het om die woord van God te ontvang en foutloos te kon skryf. En dis ook daardie balal krag wat ons ontvang om kragtige instrumente in die hand van die Here te wees. Dawid, afgesien van sy voorkoms en wat hy was in die oë van sy broers en pa, is deur die simboliek van salwing as koning afgesonder. Hy was bo al sy broer Balal gesalf as koning oor Israel. Dit was dan ook hierdie besonderse salwing, die Here se teenwoordigheid in sy lewe, wat hom in staat gestel het om Goliat te verslaan. Hierdie Balal, die salwing van die Heilige Gees, is deur die Here aan ons gegee om te heers oor al die magte van duisternis. Ons moet anders optree, ons moet anders praat, ons moet anders kyk en luister en ook doen. Die salwing is gegee vir 'n spesifieke doel in die lewe. Die Here gee dit nie sommer net vir jou om net terug te sit en baie bly te wees daaroor nie. Nee, hy gee dit vir ons om 'n spesifieke taak te doen, om suksesvol te wees in alles wat ons doen. 'n Doel wat nie vervul of bereik kan word sonder die kragtige teenwoordigheid van God in jou lewe nie. Hierdie salwing Balal is krag en wysheid van God, wat beskikbaar is aan ons om besluite te neem en om aanvalle van die bose suksesvol teen te staan. Die Here self Balal ons deur sy magtige hande op ons lewens te lê en daardeur kan ons weer beeltenis en ook gelykenis van God wees. Kan jy sien? Salwing Balal dui daarop dat die Here se hand sigbaar op jou lewe is. Dink bietjie daaraan. En daarom is dit noodsaaklik dat ons elke dag simbolies 'n vars salwing moet ontvang, wat die Here sê, nader tot my en ek sal tot jou nader. Hoe ek wil u aanmoedig op hierdie Pinksterdag, laat die Here toe om jou gedagtes en jou emosies te rig terwyl jy werk, terwyl jy jou besigheid bedryf, want hy alleen kan jou gee wat jy nodig het. Laat toe dat hy met sy hande jou salf met vars olie. Laat hom toe om sy hand op jou te lê. Laat hom toe om jou te salf met sy krag en met sy wysheid. Laat daardie salwing jou hele wese deurdrenk. Dawid roep uit in Psalm 92 vers 10 en 13, ek is met vars olie gesalf en my oog sien met welgevalle neer op die wat my voorlê. My ore hoor van die wat teen my as kwaaddoeners opstaan.
Jy weet, afgesien van Jesus wat die Here gegee het om te sterf aan die kruis, sodat ons in vrede met hom kan leef, om in te beweeg met vrymoedigheid in sy teenwoordigheid, is die volgende wonderlike geskenk wat God aan ons gegee het, is die salwende krag van die Heilige Gees. Ag Here, ek bid dat u hand op 'n vars, op 'n nuwe manier sal lê op almal wat na hierdie aandoordenking luister. Vryf die kragtige olie van u Gees diep in ons harte in, en laat die kragtige geur van hierdie salwing gevoel en gesien word deur almal. Here, laat u krag in en deur ons gesien word in alles wat ons hierdie week sal doen. Dankie vir die kragtige salwing met vars olie, en u wat dan sê, en alles wat jy doen, sal jy voorspoedig uitvoer. Dankie daarvoor, Here. Amen.